My vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees, so rondom die woord van die Here. En ek wil vanmôre vir u so vers of 2 lees daaruit Halleluja lied 279. Nou hierdie hele Halleluja lied gaan oor die persoon wat uit genade gered is en ook daaroor skryf, en ek lees vir u wat staan in vers 1. Jesus Meester, u het my vrygekoop met kosbaar bloed. Van u kruishout stroom dit vry, soos 'n volle helingsvloed. Laat my hart u woonplek bly, ewig aan u toegewy. Vers 3 is belangrik. Jesus, Meester, u behoor ek geheel, beveilig my, lig my met u waarheid voor, wil my op die reis gelei. Aan u voete val ek neer, wees my alles, troue Heer. So 'n besondere Halleluja lied in die sin dat iemand wat gered is, vriende, is iemand wat se verstand deur God se waarheid beheer word, sodat sy voetstappe ook dan gerig kan word op die weg van geregtigheid. En wil ek bietjie met u praat vanmôre uit hoofstuk 3 van Spreuke, en ons gaan so bietjie die eerste 7 of 8 verse met mekaar hanteer. So kom ons val dadelik weg en ons sien wat Salomo dan ook skryf onder leiding van die Heilige Gees aan sy seun. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. So in ander woorde, Salomo begin en hy sê vir sy seun, luister, ek het nou al baie vir jou gesê, ek het nou vir jou al baie geleer, maar ek pleit by jou dat jy nie sal vergeet dit wat ek vir jou geleer het nie. Dis een van die groot probleme, vriende, wat ons as kinders van die Here het, en as mens in die algemeen, is ons vergeet baie gou die dinge van die Here. Terwyl ek hierdie boodskappe voorberei het, ek met myself gedink, het ek al ooit my kind by die skool vergeet? En die antwoord is dadelik, as jy nou heeltemal laf, hoe sal ek so iets kan doen? Het ek al vergeet om te eet, en die kans is baie min daarvoor. Daar is miskien uitsonderings op die reël, maar oor die algemeen vergeet ons nie hierdie belangrike dinge nie. Maar as dit kom by God se dinge, is ons geneig om met ander dinge meer besig te wees en ander dinge meer te onthou as die dinge van die Here. Waarom? Want ons harte is sondig, vriende, en ons het nodig om onsself te dissiplineer en, soos ek vir u reeds gesê het, regtig te soek na die wysheid van God, sodat ons dan ook in sy waarheid kan wandel. Nou kom Salomo en hy sê vir sy seun, my seun, moenie my onderwysing vergeet nie. En nou baie belangrik, laat jou hart my gebooie bewaar. Nou as ons praat van die hart, praat ons van die innerlike mens, die denke, die emosie, die menswees, die persoon wie ek en jy werklik is. Ons verwys na die hart as daardie persoon. En daarom is noodsaaklik dat ons die woord nie net bloot sal versamel om kennis te versamel nie, maar vriende, om dit in ons harte te bære, dat ons teen die Here nie sal sondig nie. Wanneer die woord deel van my innerlike mens raak, deel van my denke, deel van my verstand, deel van my emosie, deel van my daaglikse leefwyse, dan sal ek met wysheid kan lewe, want vers 2 sê vir ons dan, as ons hierdie woord in ons hart bære, wat sal die gevolg wees? Dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Is dit nie vir u mooi nie? Dat die Here sal elke dag wat hy vir my gee om te lewe, vul met sy vrede. Ten spyte van die uitdagings, ten spyte van die stryd, ten spyte van die beproewinge, sal ek sy vrede en sy vreugde ervaar. Soos Filippense 4 vers 6 vir ons sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en ons sinne bewaar in Christus. Onthou, kinders van die Here het uitdagings, vriende. Ons gaan ook deur stryd, ons het ook siekte, ons het ook finansiële probleme, ons maak baie keer ook verkeerde besluite. Maar dan het ons die Here, wat vir ons deur sy woord elke keer terugtrek na homself. Ons het sy gees wat ons versterk met krag uit die hoogte. Ons het die bloed van Christus wat ons reinig van alle sonde. Ons het hierdie voorspraak, die Here Jesus Christus wat by die Vader van ons intree. En dit help ons om daagliks te sê, Here, ek wil u onderwysing nie vergeet nie, maar ek wil dit in my ingewande, in my wese, in my hart bære, dat ek teen u nie sal sondig nie. En die gevolg, dit sal vreugde in my lewe bring. Nou kom vers 3 en 4 en sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vriende, dit is vir my so treffend. Liefde en trou, dat dit jou nie verlaat nie. Laat dit deel wees van jou lewe. Skryf dit weer eens op die tafels van jou hart. In jou binneste moet hierdie goed geanker wees. Dit moet geskryf word op die tafels van jou hart. En die Bybel sê vir ons dat dit sal vir jou goeie insig gee voor God en die mense. Dit sal vir jou genade gee voor God en die mense. En glo my vriende, ek het al gesien dat selfs ongeredde mense waardeer 'n persoon wat met liefde, met opregtheid, met getrouheid lewe en wandel. Iemand wat integriteit het, iemand wat daardie mooi gesindheid van die Here openbaar.
Kinders van die Here kan baie keer, ek wil nie veralgemeen nie, daar's wonderlike kinders van die Here, maar daar is die van hulle wat soms hard en ongenaakbaar in hulle oordra van hierdie waarheid is en dan in hulle leefwyse baie keer koud en afsydig is en mense sukkel om dan te assosieer met die waarheid van die woord. Ek onthou op 'n stadium toe ek daar in die hospitaal was, toe lê daar 'n Indiër man so op my regterkant en op 'n stadium het Calvin opgestaan om die stoel vir sy ma te gee en 'n ander ouerige dame het ingekom en het 'n stoel vir haar gevat en hierdie Indiër man het op 'n stadium vir ons gesê, maar joh, ons kan nie glo jou kind het sulke goeie maniere nie. En onmiddellik was dit vir my baie duidelik 'n manier om die evangelie met hierdie Indiër man te deel. Ek het hom dadelik gesê, luister, my seun het niks goeds in homself nie. As die Here nie sy siel kom red het nie, het hy nie hierdie dinge gedoen nie. In homself is hy selfsugtig, soos sy pa selfsugtig is, soos sy ma selfsugtig is. Maar God se woord, wanneer ons dit op die tafels van ons hart skrywe, begin die Here deur sy gees ons transformeer en selfs ongereddes wat in 'n ander geloofsgroep is, sien dit raak en ons kan daardeur God verheerlik. Daarom is dit belangrik, vriende, dat dit vir ons ook goeie insig sal gee in die oë van God en van mense. Nou kom die volgende paar verse wat ek saam gaan hanteer, vers 5 tot vers 8. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. So die eerste gedagte hier is, vertrou op die Here met jou hele hart. Dit het my so laat dink aan wat die Here daar in die Nuwe Testament sê, Matteus 22, toe hulle hom versoek het en gevra het, Here, wat is die grootste van alle gebooie? En die Here sê daar in Matteus 22:34, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en dan jou naaste soos jouself. So as die Here sê, ons moet hom vertrou met ons hele hart, en nie steun op ons eie insig nie, beteken dit nie, ons moet nie ons verstand gebruik nie. Vriende, verre weg. Daar is te veel mystiese Christene, te veel mense wat mistisisme aanhang, gevoele, indrukke, ervarings, belewennisse. Die Bybel is ons waarheidsbron, dis ons bron van waarheid, en ons moet ons verstand instel om hierdie waarheid te verstaan, ter harte te neem, en dan toe te pas in ons lewe. So wanneer die Here sê ons moet vertrou op hom met ons hele hart, dan beteken dit ons woord, die woord moet so in ons hart wees, ons hele lewe moet so geabsorbeer wees met God se waarheid, sodat ons in vaste vertroue kan leef en hom kan verheerlik. Baie duidelik, ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie gelyk maak. Spreuke 16 vers 9 sê vir ons, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die oomblik wanneer ek die Here ken in al my weë, dan sal ek deur maklike en moeilike tye weet, hy's in beheer, hy maak my paaie gelyk. Ek sal nie in rebellie teenoor opstaan wanneer daar siekte of werksverlies of verlies aan inkomste of gebreke is of daar een of ander ding is, ramp wat my tref nie. Ek sal ook weet, daarin rig God my voetstappe. Waarom? Want ek vertrou op hom met my hele hart en ek ken hom in al my weë. En hy weet die beste, want hy is die alleen wyse God aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. 'n Waarskuwing, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Baie mense doen die sonde en as iets met hulle gebeur of iets tragies gebeur, dan wil hulle God die skuld gee. En dan is die antwoord maar eenvoudig, soos ek onlangs vir iemand gesê het, luister, elke aksie het 'n reaksie, elke optrede het 'n gevolg. Moenie met sonde heel nie, want sonde gaan jou lewe kompliseer, glo my. Ek wil dit baie keer van die dakke af uitroep, sonde kompliseer 'n mens se lewe, kompliseer jou geliefde se lewe, dit kompliseer jou gemeente se lewe. Daarom, wees nie wys in jou eie oë nie, moenie dink jy weet alles nie. Daar's 'n ou spreekwoord wat die ou mense gebruik het, slim vang sy baas. Hoe slimmer ons dink ons is in ons eie oë, hoe vinniger val ons vir die boosheid en die sonde. Daarom, vriende, dit is belangrik dat ons sal weet, dat ons nie wys sal wees in ons eie oë nie, dat die wysheid in ons harte 'n vrees vir God na vore sal bring, wat ons van die kwaad sal weerhou. Dink maar aan Josef, weg van sy ouers, en Potifar se vrou probeer hom verlei, en sy probeer hom in hierdie seksuele sonde inlei, en wat doen hy? Hy vlug en hy beland later in die tronk, maar sy gewete en sy rein lewe was vir hom belangriker as hierdie oomblik van genot. Daarom vrees God en vlug van die kwaad. En nou baie belangrik, daarmee sluit ek af. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Luister, sonde raak jou liggaamlike toestand en jou geestestoestand aan. Hoor wat ek u sê, jy kan nie sonde met jou liggaam doen en dink dit gaan niks doen aan jou gees nie. Jy het 'n gewete, God het jou so gemaak, hy het my so geskape. Die oomblik as ons met sonde besig raak, dan
is hierdie effek liggaamlik en geestelik. Dawid sê, hy sê my ingewand het uitgeteer, hy sê my binneste het gebrul, geroep na die Here, gaan lees Psalm 32 en Psalm 51. Toe Dawid die sonde met Batseba doen, was sy liggaam siek gewees, sy gewete het hom doodgemaak. Dawid het geestelik en liggaamlik gelei. Luister, sonde raak elke aspek van jou en my lewe. Dis wat Salomo in die boek Spreuke vir ons wil sê. Moenie heel met sonde nie, moenie dink jy slimmer as God nie, moenie dink jy sterker as die vyand nie. Vlug van die sonde en weet dat God die Heilige Gees jou sal in staat stel om dan meer as oorwinnaar te wees. Met die wysheid van God kan ons sonde identifiseer, ons kan sonde raak sien vir wat dit is, en ons kan vlug van sonde en ons kan staande bly. Dit sal ons lewe met vreugde vul. Luister, 'n lewe sonder sonde is nie 'n vervelige, nikszeggende, doellose, soos die Engelsman sê, boring lewe nie. Die teenoorgestelde is waar. Glo my, die jare van berading wat ek doen, het ek gesien keer op keer, dat sonde nie gee wat dit beloof nie. Sonde beloof jou die son, maan en sterre, en al wat jy kry is lyding, armoede, verliese, hartseer, verwyte, leuns, bedrog, en so kan ons aangaan. Die duiwel is 'n mensemoordenaar. Hy haat die mens. Hy haat alles wat God vir ons wil gee. En daarom het hy Adam en Eva mislei. En u en ek is nie beter nie. Daarom skuil by die Here, skuil by sy woord. En onthou een ding, dat wanneer jy sondig, raak dit jou liggaamlik en geestelik. Hoeveel duisende mense is in inrigtings, hoeveel duisende mense is verslaaf aan dwelms, aan medikasie, aan drank, aan al hierdie goed, omdat hulle met sonde begin heel het. Hulle gewete roep uit om vergelding. Daarom nooi ek jou, as jy daardie persoon is, vlug na die Here. Kry vergifnis. Vra Here, help my om op die pad van herstel, te bou op die waarheid van u woord, reg te maak wat ek verkeerd gedoen het. En as jy vanmôre nog iemand is wat die Here lief het en daar is versoekings wat aan jou kant toe kom, ek pleit by jou, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ag, staan vas, vlug van die kwaad, en dit sal jou lewe seën maak, nie net vir ander nie, maar ook vir jouself. Mag die Here jou ryklik seën, mag hy vir my bewaar van die boosheid. Seën vir u, mooi dag verder, tada.